Grace and peace. Baie dankie dat jy ingeskakel het en dat jy hierdie diens saam met ons deel. Ons is vanmôre by die tweede Sondag van 'n nuwe reeks wat ons verlede Sondag begin het en die reeks noem ek Light the Fire Again of steek die vuur weer aan. Dit gaan daaroor dat ons het 'n vuur in ons harte wat brandend gehou moet word. En die groot vraag wat ons verlede Sondag gevra het en wat ek en jy in hierdie week moes bietjie oor gaan dink het en onsself gaan ondersoek het is, hoe lyk die vuur in jou hart en hoe lyk die vuur in my hart vir God op die oomblik? Is hy brandend met hitte en maak hy lig? Is jy passievol? Het die vuur begin stadiger brand, kleiner brand? Het hy dalk begin smeel? Of dalk selfs die vuur is glad nie meer daar nie. Daar's nog net so 'n klein rookietjie. En die idee van hierdie reeks is dat ek en jy hierdie maand kom gee God vir my en jou 'n geleentheid om weer hierdie vuur aan te blaas, om weer hierdie vuur aan te wakker en aan te steek, sodat ons weer brandend vir hom kan word. As jy verlede Sondag gemis het, wil ek regtig vir jou vra dat jy dit sal kyk. Dit is op YouTube beskikbaar. En dit was so inleidend, maar ek dink dit was baie belangrik om te verstaan waaroor hierdie reeks gaan en waarna toe ons op pad is. En dan van vanoggend af gaan ons elke keer kyk na 'n stukkie hout wat op die vuur gegooi moet word, sodat die vuur weer aangeblaas kan word. So we're gonna fuel the fire, as ek dit so kan stel. Maar ek wil net eers gou weer teruggaan na verlede Sondag toe. Die ankervers vir die hele reeks is 2 Timoteus 1 vers 6. Paulus verwys na Timoteus se passie wat hy gehad het. En dan skryf hy hierso, hy sê, "Therefore, I remind you to rekindle the gift of God that is in you through the laying of my hands." Nou, die woordjie rekindle daarso is, letterlik beteken dit fan into flame. Dit kom van die Griekse woordjie anatsupureo. Dit bestaan uit 3 woorde. Ana, zaho, per. En vinnig gaan ek dit net gou weer net noem, dat ons net dit gou weer kan onthou, nee. Die woordjie ana verwys daarna dat you have to repeat an earlier action, or whatever you're doing, do it again. So, dit wat gedoen het in die verlede, wat gewerk het en wat goed was, hou aan om dit te doen. Doen het weer, nee. Die woordjie zao, letterlik to be alive, lively or thriving, nee. En die woordjie per is die woordjie vir vuur. Okay. So, ek het ook vir julle 'n vertalingkie gegee in Afrikaans, wat ek geneem het uit een van die Griekse scholars, hoe hy geskryf het, hierdie teks geïnterpreteer kan word, nee. En ek wil dit graag weer vir jou lees, want ek dink dit vat dit baie mooi saam. Hy sê, doen met entoesiasme en ywer alles wat jy in die verlede gedoen het, om die lewe weer terug te sit in jou geestelike vuur. Wees vurig, heelhartig, ywerig, passievol en kragtig daaroor. Nou kom ek lees dit net gou 'n bietjie stadiger. Doen met entoesiasme en ywer alles wat jy in die verlede gedoen het, om die lewe weer terug te sit in jou geestelike vuur. Wees vurig, heelhartig, ywerig, passievol en kragtig daaroor. Goed, nou gaan ons kyk, ons het verlede week gesê, as 'n vuur nie aan die gang gehou word nie, dan gaan hy doodgaan, nee. En dan moet hout op die vuur gegooi word. So, ons gaan vanmôre kyk na die eerste stuk hout wat ons op die vuur gaan gooi, as ek dit by wyse van Spreuke so kan noem. En vanoggend se tema is, neem God se woord gereeld in. Regularly take in God's word. Neem God se woord gereeld in, regularly take in God's word. Dit is ons tema vir vanoggend. So voordat ons aangaan, kom ons sit net so en ons nader in gebed tot die troon van God. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. En ons eer U vir wie U is. Here God, U is ons alles. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U is die een wat was en wat is en wat kom en wat vir ewig sal wees. As alles ophou bestaan het, dan sal U nog daar wees. En is vir ons so amazing voorreg om te weet dat ons vir ewig aan U behoort.
Dankie Here Jesus vir die prys wat U betaal het, om vir ons 'n nuwe lewe te gee. Maar Here, ons bely dat in die begin toe ons U leer ken het, was daar passie in ons harte vir U. Maar baie keer word ons so verstrengel deur die wêreld, word ons so ingesluk deur die dinge van die wêreld, deur ons werke en al die goedes wat ons doen, en die wêreld se goed, dat baie keer, Here, begin ons al hoe minder aandag aan U gee, begin ons U verskuif van die middelpunt van ons lewe, na 'n kant van ons lewe, of net na een kamer van ons hart, van die kamers van ons harte, en U is nie meer in die middel nie, en dan begin die vlam in ons hart al hoe dowwer brand, en by party van ons het dit selfs begin smeel, en ek dink, dalk by party van ons, is daar amper nie eers meer 'n vuur nie. En ons wil vra dat U ons sal vergewe daarvoor, Here. Vergewe ons waar ons die leuns partykeer glo, dat die dinge van die wêreld kan vir ons meer vreugde, meer plesier, meer geluk gee, as wat U vir ons gee. En ek wil regtig bid, dat U in hierdie reeks sal kom, en dat U sal kom beweeg in ons harte, dat U in ons harte sal kom werk, Here, dat ons regtig deur hierdie reeks weer nuwe passie sal ontwikkel. Ek wil bid dat ons elke Sondag waar U met ons gaan praat oor iets wat ons kan doen om hierdie vuur weer aan te blaas en aan te wakker, Here, dat ons dit sal hoor, dat ons dit ter harte sal neem, en dat ons regtig daai pad sal stap. En my gebed is, Here, dat aan die einde van hierdie reeks ons vlam baie, baie brandend sal wees, as wat dit in die begin was, toe ons hierdie reeks begin het. So ek vra dat U vanmôre hierdie vlam sal kom aanblaas in ons harte, en ek vra dat U in ons almal se harte sal kom werk, en ek vra dat U deur my sal praat en werk vanmôre, in Jesus naam. Amen. Goed, die beginsel as ons praat van 'n vuur wat brandend gehou moet word, is dat as 'n vuur aangesteek is, sal hy net bly brand, solank daar hout op die vuur gegooi word. As jy dit nie doen nie, so met ander woorde, as jy nie gaan hout, of ons kan sê 'n vorm van fuel, want hout is die fuel wat die vuur aanblaas, nee. As jy nie die hout of takke op die vuur gaan gooi nie, dan gaan die vuur stadig maar seker sy hitte verloor, en hy gaan stadig maar seker begin uitbrand, en dan begin smeel, en naderhand is daar niks meer nie. So die vraag wat ons moet vra, as ons dan sê, okay, ons moet weer hierdie vuur in ons harte vir God, moet ons weer aanblaas en aanwakker en aansteek, wat is dan die hout? Dis die beeld wat ek wil gebruik. Wat is dan die hout wat ons op die vuur kan gooi, om die vuur weer sterker te laat brand, nee. En die eerste hout wat ons op die vuur gooi, en ek wil amper sê die belangrikste, is die woord van God, the word of God. En daarom vanmôre se tema, the regular intake of God's word, die gereelde inneem van God se woord, en let daarop hoe ek dit geformuleer het, the regular intake, die gereelde inneem van God se woord. Nie so once in a while nie, nie so, die vuur is besig om uit te brand, daar gooi ek weer 'n stuk hout op nie. Nee, ek voed die vuur gereeld, konstant met hierdie hout van God se woord. Ek wil graag, as ons hier oor praat vanmôre oor die woord van God, wil ek graag 'n paar aanhalings vir julle lees. Die eerste een is van Martin Luther. Hy sê, the Bible is alive. It speaks to me. It has feelings. It runs after me. It has hands. It lays hold of me. Martin Luther. In our prayers, we talk to God. In our Bible study, God talks to us. And we had better let God do most of the talking. Dis D.L. Moody. Kom ek lees hom net gou weer. In our prayers, we talk to God. In our Bible study, God talks to us. And we had better let God do most of the talking. Dis D.L. Moody. Dan van Charles Spurgeon. Nobody ever outgrows Scripture. The book widens and deepens with our years. A.W. Tozer. The Bible is not only a book which once spoken, but a book which is now
speaking. Kan ek hom net gou weer lees? The Bible is not only a book which was once spoken, but a book which is now speaking. A.W. Tozer. En die laaste een van die bekende Billy Graham. If you are ignorant of God's word, you will always be ignorant of God's will. If you are ignorant of God's word, you will always be ignorant of God's will. Dit is Billy Graham. Okay, so by hulle almal sien ons hoe hulle klem gelê het op die belangrikheid van die woord van God. Hoe belangrik die woord van God in hulle eie lewens was en hoe hulle probeer het om die mense wat hulle onderrig en leer te laat besef dat die woord van God is absoluut belangrik vir my en jou geestelike lewe. Nou, as ons praat oor die Bybel, as ons praat oor die woord, kan ons amper sê, en ons sien die beeld in die Bybel, dat die woord van God is in 'n way klaar soos 'n vuur. En ek wil gou 'n paar tekste vir julle wys, dit gaan daar op die skerm wees. Jeremia 23 vers 29. Is not my word like fire? This is the Lord's declaration, and like a hammer that pulverizes a rock. So, hier verwys God self na sy woord, en hy sê, is not my word like fire? En dan in Jeremia 20 vers 9, but his message becomes a fire burning in my heart, shut up in my bones. So die beginsel dat die woord van God word 'n vuur binne in my hart. Okay, so, en dis belangrik dat ek en jy besef, die woord van God begin brand in 'n mens se hart, nê. Dit verlig die donker plekke. Ek het al so baie gesê, as jy in donkerte leef, dan is daar baie goed wat jy nie kan raak sien nie. Maar die oomblik wanneer die lig van God se woord in die donkerte begin skyn, dan begin jy goed raak sien wat jy nie in die verlede gesien het nie. Dan begin jy goed besef wat jy nie in die verlede besef het nie. En daar waar daar koue is, waar 'n koue hart gekom het, nê, en so blasé gevoel oor alles en ons complacent geraak het, wanneer ek weer hierdie vuur met die woord aanwakker in my binneste, dan kom daar weer 'n warmte, dan kom daar weer passie, dan kom daar weer 'n gevoel. Die ander ding wat hierdie vuur van die woord doen, dit verbrand die onsuiverhede, die onreinhede in 'n mens se lewe in, nê. En wanneer ons deur swaar kry gaan, dan kom die woord van God en dit vertroos ons. Dit kom gee ons bemoediging, dit kom gee ons hoop in swaar kry tye. En die ander ding wat dit doen is, dit kom wys vir ons watter areas in ons lewe het ons nodig om intens aan aandag te gee. Watter areas in ons lewe moet verander? Watter areas in ons lewe moet ons meer energie aan spandeer? So, die woord as 'n vuur by wyse van Spreuke het 'n geweldige rol te speel in ons lewe. Kom ons praat gou 'n bietjie oor die eienskappe van 'n vuur, en ek wil vinnig 'n paar vir julle noem. Vuur is 'n reiniger. Fire is a purifier. Dit maak kieme dood. Dit maak bakterieë dood. Dit haal onsuiverhede uit, nê. Psalm 119 vers 9 skryf die psalmdigter, how can a young man keep his way pure? By keeping your word. So hy vra 'n retoriese vraag hierso wat hy dan self antwoord. How can a young man keep his way pure? By keeping your word. En dan Psalm 119 vers 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Die tweede eienskap van vuur is, dit gee lig. Fire gives light, nee. Waar daar donker is en daar's 'n groot vuur, gee dit lig, nee. En as jy 'n fakkel byvoorbeeld aan die brand sou steek, dit gee lig, nee. Psalm 119 vers 105 skryf die psalmdigter, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Hierdie beeld van jy loop met die fakkel wat aangestuur is, wat brandend is, en dit wys vir jou, waar kan jy trap, wat veilig is. Your word is a lamp for my feet and a light on my path. Psalm 119 vers 130. The teaching of your word gives light,
so even the simple can understand. Hier onderstreep dit die belangrikheid van die verkondiging, die lering van God se woord, nee. The teaching of your word gives light, so even the simple can understand. Die derde eienskap is vuur is kragtig. Fire is powerful. As enige een van julle gekyk het na die nuus in die laaste jaar, sou julle al die brande gesien het wat in ons land gebeur het onlangs, die brande wat in Amerika gebeur het, die verwoesting wat daardeur gesaai is. So 'n groot vuur is magtig en kragtig, nee. En dieselfde beeld kry ons nou in Psalm 119 vers 28 oor die vuur van God se woord. I am weary from grief, strengthen me through your word. So die woord van God as 'n vuur kom en dit is kragtig in my lewe en dit maak my weer sterk, dit gee my weer krag, dit gee my weer energie, dit tel my weer op, dit lig my oë weer op. Nou mense, as ons praat oor die woord van God, kan ons nie dit genoeg onderstreep hoe belangrike rol die woord van God in 'n mens se lewe speel. Nou, ons moet dit nooit onderskat nie. Die woord van God is absoluut belangrik vir ons verhouding met God, met Jesus, nee. Dit voed ons geestelike lewe sodat ons geestelik kan groei. Dit leer ons meer oor wie is God, hoe hy homself openbaar, sodat ek hom beter kan verstaan en nader aan hom kan kom. Jesus het gesê dat ons in hom moet bly. Ek het verlede week ook die beeld gegee dat hy die wingerdstok is, dat ons die lote is wat by hom ingeplant is en ons kry ons lewenssap van hom af. En deel van om in Jesus te bly, by wyse van Spreuke, is om in sy woord te bly, to abide in his word. Nou mense, sonder die woord van God, sonder die woord van God in jou en my lewe, gaan ons geestelike huis dood eenvoudig nie staande bly wanneer die storms van die lewe kom nie. En ek wil dit as vanmôre gebruik as ons teksvers, of ons gedeelte in vertrekpunt vir hierdie spesifieke boodskap. Julle ken dit so goed, Matteus 7 vers 24-27. Therefore, everyone who hears these words of mine, onthou dis nou Jesus wat aan die woord is hierso. Therefore, everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man build his house on a rock. Kom ons pos net gou-gou. Jesus sê nie, en ek dink dis belangrik dat ons hierdie teks reg moet lees. Jesus sê nie, everyone who hears these words will be like a wise man who built his house on the rock. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock. Met ander woorde, elkeen wat die woord hoor en dit doen, hy sal soos die wyse man wees wat sy huis op die rots gebou het, en dan gaan hy aan. The rain fell, the rivers rose, and the winds blew and pounded that house, yet it didn't collapse, because its foundation was on the rock. But everyone who hears these words of mine and doesn't act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, the rivers rose, the winds blew and pounded that house, and it collapsed. It collapsed with a great crash. So Jesus gee hier 'n baie mooi beeld, nê, van die huis op die sand en die huis op die rots. En hy sê, elkeen wat die woorde van God hoor en dit doen, met ander woorde tot aksie oorgaan, daardie persoon se huis is gebou op 'n rots, en die storms kan kom, die huis sal bly staan. Maar elkeen wat die woord hoor en nie tot aksie oorgaan nie, dit nie doen nie, dit nie uitleef nie, daardie persoon is soos 'n huis wat op die sand gebou het, en as die storms kom, dan gaan dit in mekaar val. Nou mense, dit laat my so dink aan die tyd waarin ons leef vandag. Hoe baie hoor ons nie die woord van God nie? Hoe baie sit ons nie onder die geklank van die woord van God? Hoe baie lees ons nie die woord van God? Maar hoe gereeld pas ons dit toe?
Dit is vir my as 'n verkondiger van die boodskap van God, baie keer een van my groot bekommernisse, is mense sit en luister Sondag na die verkondiging van die woord en dan wonder ek, hoeveel van dit onthou ons teen Woensdag en Donderdag? Want jy sien wat gebeur, nê? As ek net hoor en nie dadelik tot aksie oorgaan nie, dan vergeet ek eventually. So met ander woorde, as ek 'n boodskap hoor en ek sê, wow, dit was 'n amazing message, God het vandag met my gepraat, maar ek reageer nie daarop nie, ek gaan nie oor tot aksie nie, ek doen nie iets met dit wat ek gehoor het nie, dan eventually gaan daar die woord net weggaan, en later gaan ek net vergeet dat dit ooit plaasgevind. En ek dink dit is wat gebeur met ons as kinders van die Here. Ek dink baie van ons huise is op sand gebou. Ek dink baie van ons huise sal nie die storms van die lewe kan weerstaan nie. En die oomblik as die storms kom, gaan ons in mekaar tuimel. En die rede daarvoor volgens hierdie teks en dit wat Jesus hier sê is, omdat ons net die woord hoor, maar nie doen wat die woord sê nie. Julle weet, dit is vir my so sad om te sien hoe mense baie keer gedeeltes uit die Bybel letterlik wil uitskeer omdat dit hulle nie pas nie. En dit is mooi kinders van die Here wat dit baie keer doen. Of ons lees 'n gedeelte wat vir ons bepaalde goed sê wat ons moet doen, en omdat dit nie vir my gerieflik is nie, nou begin ek te redeneer daaroor en ek begin te rasionaliseer daaroor en naderhand chat ek myself so in sodat ek dit nie hoef te doen nie. En moenie 'n fout maak nie. Die oomblik wanneer jy begin rasionaliseer oor iets wat God vir jou sê jy moet doen, dan gaan die duiwel vir jou supply met idees en maniere om te rasionaliseer daaroor sodat jy dit nie sal doen nie. Want hy wil baie graag hê ek en jy moet ongehoorsaam aan die woord wees. Hy wil hê ons huis moet gebou word op sand, want dan kan hy kom en hy kan hom laat val en in mekaar laat val, nê. En ons moet regtig op 'n punt kom in ons lewe dat ons besef dit is nie net hoor nie, dis hoor en doen. Okay, so kom ons praat dan hieroor. Ons gooi die hout op die vuur. Ons noem die hout vanmôre. Die hout is die woord van God. So hoe blaas ons dan die vlam in ons harte, die vuur in ons harte weer aan deur die woord van God? How do we fan the flame through the word of God? En ek gaan 'n paar gedagtes met julle deel vinnig. Die eerste is, luister aandagtig daarna. Listen carefully to it. Ons sien dit in hierdie teks wat ons ook gedoen het, waar Jesus verwys na die luister, die hoor van God se woord, nê. Maar luister wat sê Paulus in Romeine 10 vers 17. So then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Okay, so hoe hoor ek die woord van God? Kom ons vra dit vinnig vir mekaar. Natuurlik, soos jy vanmôre sit en ingeskakel is by hierdie diens. Jy's besig om te luister na die verkondiging van die woord, so jy hoor die woord van God. Hoe hoor jy ook die woord van God? Wanneer jy met jou Bybel gaan sit en dit lees, dan spreek die Holy Spirit by wyse van spreke die woord in ons harte in, nê. Hoe hoor ek verder die woord? Elke keer as ek na 'n spiritual podcast luister, of elke keer as ek 'n boodskap luister op 'n podcast of op YouTube, dan hoor ek die woord van God. Okay, so met ander woorde, is dit belangrik om kerk toe te gaan? Ja, dis essensieel belangrik. Hoekom? Want daar worship ek God, maar daar is dit ook 'n geleentheid om die woord van God te hoor en geleer te word deur die woord van God. En baie keer kom gee dit vir my iets wat ek nie altyd op my eie sou dalk gevind het nie, en dit verklaar vir my goeders, en is 'n boodskap wat God vir my gee om my lewe te versterk en my lewe te bou en dit te transformeer, en sodat ek my huis op die rots kan bou. Baie belangrik, in die tyd waar ons nou is, waar baie kerke nog steeds nie volledig kan kerk hou nie, 'n kerk soos ons wat 'n kleinerige gemeente is en nie 'n baie groot gebou het nie. Ons is besig met ons ander planne, hopelik hier teen
Volgende maand gaan ons eerste buitelug diens hou. Maar ons het op die oomblik hierdie online dienste en dis 'n geleentheid om die woord van God te hoor. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy daarbey sal inskakel en probeer om elke Sondag daarbey in te skakel, en as jy nie kan nie, probeer om ten minste dit in te haal, want dit is nog steeds op YouTube. En nou wil ek gou net sê, baie keer is dit nodig dat mense boodskap nie net een keer sal luister nie. Ek dink ons is baie lui wat dit aan betref. Daar's 'n groot ding wat in ons brein gebeur met herhaling en ook wat die woord van God betref. Hoe meer ek 'n ding hoor, hoe beter gaan ek dit onthou en hoe meer gaan dit insink in my gedagtes, in my lewe. En in die ander ding is ook, daar word so baie goed in 'n boodskap gesê, dat dit nie altyd moontlik is om alles te onthou nie. En as ek dit 'n tweede keer luister, of dalk partykeer selfs 'n derde keer, dan hoor ek goed wat ek dalk gemis het, nê. Of sekere goed word net weer vir my bevestig en dit word net uitgelig. So, ek dink dis 'n goeie manier, nê, of om weer te sit as jy aantekeninge gemaak het, nê, weer net in die week daarna te gaan kyk. Maar so, dit is baie belangrik. En nou sê die teks, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, luister nou hoe trek Paulus die lyn tussen ons geloof en die hoor van God se woord. Is dit nie wat gebeur het met my en jou toe ons wedergebore geword het nie? Het ons nie reageer op die woord van God, die evangelie van God, wat ons eerste gehoor het, en dit in ons harte gekom, en ons het reageer daarop, en ons het deel geword van God se koninkryk en God se familie, nê. So, hoe meer ek die woord hoor, hoe meer versterk dit my geloof. OK, die tweede wat belangrik is dat ons die woord gereeld moet lees. So ek hoor die woord, maar ek moet ook die woord gereeld lees. Lees dit gereeld, regularly read it. Nou, hier is ek persoonlik baie bekommerd, want ek dink baie Christene, baie kinders van God vandag, luister wel na God se woord op 'n Sondag, maar van Maandag tot Saterdag word die woord baie keer verwaarloos. Ek wonder hoeveel van God se kinders spandeer elke dag tyd in God se woord. Ek wonder hoeveel van God se kinders lees elke dag God se woord. Kom ek vra die vraag, lees jy wat nou my stem hoor? Lees jy elke dag God se woord? Spandeer ek elke dag tyd in God se woord? Dis 'n belangrike vraag. Jy sien, en dan kom ons praat bietjie verder oor lees. Daar's twee maniere van lees. Daar's 'n bo-langse vorm van lees. Dit is soos ek wil net die storie hoor. En dan is daar, ek wil amper sê met aandag lees, 'n intens lees, nê, waar ek probeer om dit te verstaan. En ek dink dit is so belangrik dat ons moet onthou, dit help nie ek lees net altyd bo-langs nie. Is dit belangrik om dit te doen? Ja. Jy kan die Bybel gaan vat en sê, ek gaan die Bybel deurlees, sonder dat ek nou gaan aanmerkings maak, en ek wil net die storie kry, die groot prentjie kry. Dis 'n bo-langse lees. Maar wanneer ek wil hê die woord moet regtig ingang vind, dan moet ek so bietjie dieper lees, dan moet ek so bietjie meer intens gaan lees, en ek moet probeer verstaan, wat is dit wat die Here, so met ander woorde, ek lees nou hierdie gedeelte vanaand, sê nou maar dis 5 verse, ek lees die 5 verse en dan vra ek myself, wat is dit wat God vanaand vir my wil sê, deur hierdie 5 verse? OK? So, en dit is so belangrik, en hoe meer ek dit doen, dit kom nou terug, nê, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God, nê. So, hoe meer ek die woord ook, want onthou wat ek gesê het, wanneer ek die woord lees, hoor ek ook die woord, want die Holy Spirit spreek dit ook in my gedagtes in, nê. En dit gaan my geloof versterk, nê, en dit gaan my geloof laat groei. Die derde deel is ook baie belangrik, en dis 'n ding wat ek dink baie van ons nie doen nie, en dit is bestudeer die woord, study the word of God, nee. Handelinge 17 vers 11, the people here were of more noble character than those in Thessalonica, since they received the word with
eagerness, and examined the scriptures daily to see if these things were so. Hoekom was hulle of more noble character? Handelinge sê vir ons, since they received the word with eagerness, né? And examined the scriptures daily to see if these things were so. So as ek nou besig is met Bybelstudie, ek is besig om die woord te bestudeer, dan is dit nie net 'n bolangse leesie, dis nie net, ek het 5 versies gelees en okay, wat probeer God vanaand vir my hierdeur sê in 'n Nee, dit gaan baie dieper. Ek gaan letterlik en ek vat die vers en ek sê, ek probeer verstaan, wat is dit wat hier so staan? Wat staan in hierdie vers wat ek gelees het? Wat staan in hierdie vers? Ek spandeer tyd daarmee en ek probeer dit ontleed. Ek vat 'n journal of ek vat 'n boek en ek skryf neer wat ek leer of as jy van die digitale Bybels het wat jy kan notes by maak, dan doen jy dit daar. Ek gebruik Logos, dis my studiegoeders is alles daarin en dit gee vir my geleentheid waar ek notes kan maak en al my gedagtes oor dit ook kan gaan skryf en dit is wat ek baie keer doen, nê. So jy skryf neer wat jy leer, hoekom? Sodat jy dit nie vergeet nie, sodat jy weer later daarna kan kyk. So as jy oor 'n maand of 6 maande weer hierdie gedeelte in die woord lees, kan jy daarna kyk, okay, en dat jy word weer verfris, nê. En jy probeer onthou wat jy geleer het. Dit is nie net, ek bestudeer die woord nie, maar nou gaan ek probeer om dit onthou. En daarom is dit ook goed om bietjie tekste te memoriseer. En ek weet dit is nou makliker vir sekere mense as ander mense, want dit gaan oor of jy linkerbrein of regterbrein is. Dit gaan oor hoe jou brein ingestel is en hoe jy function. Vir my persoonlik is dit verskriklik moeilik om tekste te memoriseer. Ek kan tekste in 'n way memoriseer in die sin dat ek weet wat is die teks en wat daar staan, maar as jy vir my vra presies waar staan dit, ek sukkel so 'n bietjie met daai een. Of as jy vir my sê, wat staan in Romeine 8 vers 5, gaan ek nie noodwendig vir jou sê nie, maar dalk weet ek presies wat is die inhoud van, maar ek weet nie dit is Romeine 8 vers 5 nie. Ander mense kan presies vir jou sê, Romeine 8 vers 5 sê dit en dit en dit en dit. En ek dink nie ons moet harsh met onsself wees nie, jy moet aanpas. Die belangrike is nie om altyd presies te weet waar dit staan nie, alhoewel dit baie help wanneer jy ook die woord van ander mense mee moet deel, nê. Maar die belangrike is dat die woord in jou gedagtes en in jou hart moet ingaan. En as jy van hierdie tekste memoriseer wat belangrik is of wat vir jou hoop gee of wat ook al, nee. En die duiwel kom en hy val jou aan, soos wat hy vir Jesus aangeval het en gesê, daar staan geskrywe, dan het Jesus elke keer vir hom gesê, daar staan ook geskrywe. En dan kan ek en jy dit doen, nee. Dan kan ons, as die duiwel ons aanval, kan ons sê, ja, maar daar staan ook geskrywe. En dan kan ons hom aanval met die woord van God. En ons kan onsself verdedig met die woord van God. So dis belangrik om te onthou wat ek geleer het. En dan 'n ander vorm van, wanneer jy die woord bestudeer, is ook om te gesels oor die woord of dit wat jy, en dit doen ons baie min, nee. Ek dink daar was 'n tyd wat ons dit baie meer gedoen het in die kerk, nou doen ons dit nie noodwendig so baie nie, en ek dink dis hier waar die klein groepe inkom wat belangrik is, nee. Want dit is by die klein groepe, by die live groups en die selgroepe, afhangende van waar jy behoort, nee. In jou gemeente, by ons gemeente het ons live groups, nee, waar ons gesels oor die woord, waar ons gesels oor 'n spesifieke teks of oor 'n spesifieke onderwerp in die skrif, nee, en ons deel ons opinies met mekaar en op daai manier groei ons, want partykeer sien jy goed wat ek nie gesien het nie, nee, en ons bou mekaar. Okay, die volgende, die 4de ene wat baie belangrik is mediteer oor die woord, mediteer daaroor, meditate on it. En nou dink ek is daar party mense, waarvan praat jy nou? Mense, kom ons kry net gou dit reg. Die mediteer wat ons hiervan praat is nie daai mediteer wat ons kry in baie van die oosterse gelowe of so van dis nie dit nie. Of jou mind vacuum maak en nee, dis glad nie dit nie. Mediteer hierso is letterlik, ek vat die teks en ek gaan sit en ek dink daaroor, ek repeat it in my mind, ek laat die Heilige Gees toe om dit vir my te help interpreteer en dat ek dink daaroor, ek doen moeite om net tyd te vat om met God te connect oor dit en ek dink dit is so belangrik. Luister wat is die opdrag wat vir Joshua gegee word in Joshua 1 vers 8. This book of instruction, nee, wat in ons konteks verwys na die woord van God, nee, must
not depart from your mouth. You are to meditate on it day and night, so that you may carefully observe everything written in it. For then you will prosper and succeed in whatever you do. Belangrik hierso, nee, must not depart from your mouth. En ek het dit nie ingesluit in die boodskap vanmôre nie, maar dis een van die goed wat ons ook geleer het, om die woord te spreek, nee, in ons lewe. En wanneer ek die woord spreek, spreek ek lewe, nee. Maar hier staan, you are to meditate on it day and night, so that you may carefully observe everything written in it. So, dis so belangrik dat ek daaroor sal mediteer, dat ek daaroor sal nadink, dat ek sal gaan sit en okay, wat is dit? En Here, wat is dit wat U nou vir my gesê het? En wat is dit wat U nou vir my geleer het? En hoe kan ek dit toepas in my lewe? En dis wat dit is om te mediteer daaroor. En kan ek net gou pause en sê, ek dink dis waar ons baie mis. Ek dink baie van ons lees die woord, en of kom ons stel dit so, ons hoor die woord, ons lees die woord, en baie van ons bestudeer selfs die woord, maar ons vat nie tyd om te mediteer daaroor. Ons gaan onmiddellik weer aan met ons lewe, want ons lewe is so gejaag. En ek wil vir jou sê, dit is so belangrik wanneer jy omgegaan het met die woord van God. Het jy dit gelees het of gehoor het, dat jy sal mediteer daaroor. Dat jy rarig sal gaan nadink daaroor. Kom ek vat 'n boodskap soos hierdie vanoggend. Dis nie altyd moontlik om presies net na die diens tyd te vat om te mediteer daaroor nie. Baie keer is ons soos nou by ons families en dan kuier ons saam of what have you. Maar vat weer 'n tyd vandag of in die week en as jy notes gemaak het, gaan terug na die notes toe en dan gaan sit weer en kyk na dit. Dink weer daaroor, mediteer weer daarop. Wat gebeur as ek mediteer daaroor? Dit kom van hier af, hier. En ek dink dit is baie keer hoekom ons dit mis. Selfs mense wat baie moeite doen met Bybelstudie, kan soveel effort insit in die verstaan van God se woord, dat hulle nie effort insit in die toepassing van God se woord vir hulle self nie. Nee, dit gaan oor verstaan. Maar wanneer ek mediteer oor die woord, dit wat ek nou gelees het, dit wat ek nou bestudeer het, dit wat ek nou gehoor het, dan letterlik wat gebeur, het gaan van my verstand, wat die setel van my verstaan is, beweeg dit af, en dit kom in my hart, en dit word deel van my lewe. En kyk die promise, nee, for then, you will prosper and succeed in whatever you do. Wat 'n promise wat God hier vir Joshua gee, en ek dink ons kan hierdie beginsel toepas vir ons almal, nee. Wanneer die woord hierdie belangrike rol in ons lewe speel, en ons meditate daaroor, dag en nag, nee, dan sal ons ook sukses behaal in wat ons doen. Die laaste, en hierdie is baie belangrik, ons het net na dit verwys toe ons die teksgedeelte gedoen het, oor die huis wat op die sand en die huis wat op die rots gebou word, nee, reageer met aksie, react with action. Jy sien, aan die een kant kan ons nou gaan gooi en sê, okay, ek luister na die woord, ek hoor dit, ek lees die woord, ek bestudeer die woord, en ek mediteer die woord. Dit aan die een kant. En dan kan ons sê, en ek reageer met aksie. Jy kan daai 4 goed doen, en nog steeds nie tot aksie oorgaan nie. En ja, het jy dan 'n klomp knowledge gekry, yes, maar dis nie deel van jou lewe nie. En wat sê Jesus? Jesus sê, dis nie net hoor nie, dit is doen ook. So met ander woorde, wat Jesus sê is, dit gaan oor 2 goed. Ek moet die woord hoor, luister, bestudeer, mediteer, by wyse van ons boodskap vanmôre, en dan moet ek dit gaan doen. Dis so belangrik, nee. So ek moet reageer met aksie op die woord, nee. Jakobus 1 vers 22 sê dit baie mooi. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourself. Dis essensieel belangrik. Don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves.
Weet julle daar's ateïste wat die woord van God bestudeer? Maar hulle doen niks in hulle lewe nie, want hulle pas dit nie toe nie, want hulle glo dit nie. Hulle bestudeer dit sodat hulle argumente het vir ander mense. En as kinders van die Here wat die woord goed ken, maar jy sien nie die vrug van die woord in hulle lewens nie. Jesus sê ons moet die vrug van die woord in ons lewens kan sien. Ons moet oorgaan tot aksie. So wanneer ek geluister het, wanneer ek gelees het, wanneer ek dit bestudeer het, wanneer ek mediteer daaroor het, nou moet ek dit begin doen. Nou moet ek oorgaan tot aksie toe. En dan word dit deel van my lewe. En Jesus se beeld is, dan bou ek my huis op die rots en nie op die sand nie. Baie van ons kinders van die Here is so opgepof met kennis. Maar ons leef dit nie. Wat help dit? Wat help dit? Dit is so essensieel, dat dit wat ek hoor, dit wat ek lees, dit wat ek bestudeer, dit waaroor ek mediteer, dat ek dit sal begin doen, dat ek dit sal begin leef, dat dit sal deel word van my en jou lewe, dat ek dit sal uitleef. Anders beteken dit niks, anders is dit net kennis. En kennis alleen verander nie mense se lewens nie. Kennis is absoluut noodsaaklik. Dis absoluut noodsaaklik. God sê ook, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Maar kennis is die een kant en dan moet ek oorgaan met die kennis wat ek gekry het. Nou moet ek dit gaan toepas en dit gaan uitleef en die twee goed gaan saam. Nou mense, wanneer ek en jy hierdie 5 goed doen, wat die woord aan betref, dan is ons besig om ons huis op die rots te bou. En die feit wat Jesus sê, wanneer ons huis op die rots bou, dan kan die storms kom. Ons huis sal bly staan. En mense, ons het hierdie jaar geleer hoe maklik storms kom. 'n Storm waarin ons almal is. Maar ook storms in ons eie lewens. Hoe maklik kan goed verander? Hoe maklik kan goed waarvan ons seker is net verdwyn? En wanneer ek my huis op die rots gebou het, sal my huis bly staan. Maak nie saak hoe sterk die storm is nie. En wat gaan gebeur as ek hierdie 5 goed doen? Dit gaan nie net vir my help om my huis op die rots te bou nie, dit gaan hierdie vuur in my hart aanblaas, aanwakker, aansteek, sodat hy groot kan begin brand vir God. En dit gaan keer dat die vuur nie uitbrand nie. Maar nou is dit so belangrik, mense, dit gebeur nie van self nie. Ek wil amper sê, ons kom weer terug na dieselfde ding. Ek kan hoor en hoor en hoor, maar ek moet kies om te doen wat ek gehoor het. Vanoggend se boodskap gaan absoluut niks verskil in my en jou lewe maak, as ons nie 'n keuse gaan maak om tot aksie oor te gaan en te doen wat ons gehoor het nie. En mense, om te doen wat jy gehoor het, vra dissipline. Dit vra geestelike dissipline. En ek dink, baie van ons het 'n gebrek aan geestelike dissipline. Geestelike dissipline, dit klink nou vreeslik complicated, dit is nie. Maar geestelike dissipline is om te sê, ek gaan 'n ding doen, ook wanneer ek nie lus is vir dit nie. En dis nie dat ek van dit 'n ritueel gaan maak nie. Dis nie dat ek dit halfstadig of halfwaardig gaan doen nie. Ek gaan dit doen omdat ek weet dit is vir my belangrik. Omdat ek weet dit is belangrik vir my verhouding met God. Ek wil amper sê, daai Sondagoggend wat jy nie lus is om kerk toe te gaan nie, is juist die Sondag wat jy moet gaan. Daai Sondag wat jy eerder lus is om in te lê, dis die Sondag wat jy moet opstaan en kerk toe gaan, of by wyse van spreke, nou, dis die Sondag wat jy moet aansit, want God wil juist vir jou iets sê. Elke keer wat jy, ag nee, ek gaan nie tyd met die Here vandag deurbring nie. Ek gaan nie en sê, dis juist die dag wat jy dit dalk nodig gehad het. En ons het daai dissipline nodig, nê. Ek dink nie ons moet dit van dit, daar's 'n verskil tussen dissipline en wette, nê. Wette sê as ek dit nie doen nie dan. Dis nie waarvan ons hier praat nie. Dissipline is 'n ding wat ek leer, dis soos 'n atleet wat oefen vir 'n kompetisie of vir die Olimpiese spele. Hy het dissipline nodig om dit gereeld en getrou te doen en elke dag te doen en spesifieke goed te doen sodat hy gereed kan kom vir die kompetisie. En vir my en jou, dit word 'n dissipline waar ek hierdie goed doen sodat ek sal groei, sodat hierdie vuur brandend sal bly, sodat ek sal vrugte dra, sodat ek nader aan God sal leef. So die groot vraag vir môre vir my en jou, nê, is hoe graag wil jy die vuur in jou hart vir God aanblaas
En hoe graag wil jy die vuur in jou hart vir God brandend hou. Kom ek sê net gou, ek hoop nie daar's een van julle wat vanmôre my stem hoor en sê ek is heeltemal tevrede met die vuur in my hart vir God nie. Want kom ons sê dit gou vir mekaar. Die vuur in my hart kan nooit sterk genoeg vir God brand nie op hierdie aarde nie. Daar sal altyd ruimte vir verbetering wees. So maak nie saak hoe jou vuur lyk op die oomblik nie. Kom ek vra jou weer, wil jy graag, of hoe graag wil jy, daardie vuur in jou hart aanblaas vir God? Hoe graag wil jy dit aanwakker? Hoe graag wil jy hê dat hierdie vuur weer moet kom en moet sterk brand, passievol brand vir God? Jy sien, jou antwoord daarop sal bepaal wat jy gaan kies. En dit gaan bepaal wat se moeite jy gaan doen met wat God vanmôre vir jou sê. Met wat God in hierdie reeks vir jou gaan sê. As jy tevrede is hoe jou vuur lyk, dan gaan jy nie moeite doen nie. Dan gaan jy nie kies nie. Dan hoor jy maar hierdie boodskappe en dan gaan jy aan. Maar as jy sê, nou, ek wil, Here, ek wil met meer passie vir die lewe. Ek wil nader aan U kom. Ek wil hierdie vuur weer aanblaas. Ek wil brandend vir U wees. Jy sien, dan maak ek 'n keuse. Dan gaan ek oor tot aksie. Maar dit begin by hierdie vraag. Hoe graag wil jy die vuur in jou hart weer aanblaas? En dis 'n vraag wat jy moet antwoord en dis 'n vraag wat ek moet antwoord. En jou antwoord en my antwoord gaan bepaal wat gaan ons doen met God se woord. En dit gaan bepaal wat se rol God se woord in my en jou lewe gaan speel. En ek kan nie vir jou kies nie en jy kan nie vir my kies nie. So kom ons kies reg. Here Jesus, baie dankie. Dat ons die woord het, wat ons in ons hande kan hou, wat daar is om ons te onderrig, wat daar is om ons te leer, wat daar is om ons te bemoedig, wat daarin is om vir ons te help om ons huis op die rots te bou. En dankie vir die tyd waarin ons leef, dat ons die woord altyd oral by ons het, want Here, almal van ons loop met 'n smartphone en sodra ons U woord letterlik in ons hande elke dag, maar ten spyte van ons, dat ons dit elke dag in ons hande dra, spandeer baie van ons glad nie tyd in die woord nie, of heeltemal te min tyd in die woord. En my gebed is, Here, dat U vanmôre se boodskap sal vat, en deur U Gees in ons harte sal kom werk. En Here, dat U 'n verlange in ons sal stuur, om regtig meer brandend vir U te wees, en dat U ons sal gaan help om met dissipline te begin leef, en moeite te begin doen met U woord. En ek wil bid, soos ons dit doen, laat ons sien en ervaar hoe daai vuur weer begin opvlam. En laat ons sien hoe die lig van daai vuur in ons lewe begin oorneem en uitstraal. Laat ons die hitte van daardie vuur weer begin voel. Heilige Gees, ons het U so nodig. Help ons asseblief. Ag en Here Jesus, nou wil ek U bloed afbid oor elkeen wat my stem hoor. Ook in hierdie tyd waar ons bedreig word deur 'n vyand wat ons nie kan sien nie, wat so maklik in ons lewe kan inkom, wil ek bid dat U ons sal beskerm teen COVID. Dat U ons sal cover met U bloed. Ek wil ook bid dat U ons sal beskerm teen al die ander onheil wat so baie keer vir ons bedreig. Ek wil bid dat U ons gedagtes sal beskerm, dat U ons emosies sal beskerm, dat U ons lewens en ons gesondheid sal beskerm, dat U ons finansies en ons besittings sal beskerm, dat U ons gemeente sal beskerm, dat U ons eenheid sal beskerm. Dankie Here, dat ek kan weet, U gaan saam met ons hierdie week in, en elke oomblik van hierdie week, en elke oomblik van die toekoms is U by ons. Help ons dat ons bewus sal wees van U teenwoordigheid. En Here, nou wil ons hierdie diens afsluit deur 'n lied te sing wat ons vir U as 'n gebed wil sing en vir U vra,
blaas weer daai eerste liefdesvuur in ons harte aan. Ons wil weer, by wyse van die lied, we want to fall in love with you again, Lord Jesus. Soos in die begin was, laat dit weer wees. En dis my gebed vir myself en vir my familie en vir ons gemeente en vir elkeen wat my stem hoor. Daarom bid ek dat u ook nou hierdie lied sal hoor wat ons vir u sing as 'n gebed. In Jesus naam. Amen.